Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Baie welkom ook vir almal wat inskakel deur die stroom. Dis wonderlik om julle ook op so 'n manier hier by ons te hê. Ek het verlede week het ek die erediens begin deur almal wat deur die diepe waters gekom het, welkom te heet. En ek weet hier in die somer is daar tye wat van die gemeentelede vra, kan ons nie maar 'n verkoelingsstelsel in die kerk insit nie. Ek glo vanoggend hoop almal dat ons ergens 'n kombers kon kry by die deure. Ek hoop regtig dat ons ook deur die Here se woord warm gemaak word in vanoggend se erediens. Vriende, daar is nie vreemde dinge op die aankondigings vanoggend nie. Ek wil sommer weer 'n keer noem dat Chris op verlof is, en as daar enige probleme of krisisse is, kontak my gerus of dan een van die blokleiers en hulle sal my kontak en dan sal ons aandag gee. Dan wil ek sommer ook net noem van die 23 Augustus, ek glo almal sal deeglik bewus daarvan, maar maak net weer 'n keer 'n knoop in die oor van die reunie geleentheid. Dit is 'n wonderlike geleentheid vir ons as gemeente om lekker ook saam te kan kuier en kan luister na Frank Opperman en sy wonderlike kuns om vir ons 'n vertoning te gee. Maak 'n knoop in die oor en onthou, ek het verlede week ook herinner, as daai skoolbaadjie of skooldas ergens nog in die kas hang, trek hom nader en kom gerus met dit ook die aand daaraan. Dan die 16 Augustus is daar ook 'n sop en soetes aand. Ek weet daar's op die WhatsApp 'n klomp goedjies uitgestuur daaroor, neem kennis ook daarvan. Gemeente, dan ek wil voordat ek die gemeentenuus noem, gaan ek sommer weer 'n keer eers kyk na die verjaarsdae. En ek gaan eers begin met twee van die kerkraadlede wat verjaar. Die een persoon is Elmarie Skols en dan die tweede persoon is Niels Kreer wat môre verjaar. Niels, baie geluk met jou verjaarsdag môre. Mag dit 'n geseënde dag en 'n wonderlike jaar wees. Dan die 80-jariges en ouer. Hierdie week is dit tannie Rihanna Marits en dan tannie Karine Pens, Gideon van der Westhuizen, Bokka Bester, Krini van der Vyver, Callie van der Wat, oom Gerard Kritzinger en oom Charles Wolfhard. Aan elkeen wat vanoggend hier in die erediens is, het hierdie week verjaar, baie geluk. Mag dit regtig 'n geseënde dag en 'n wonderlike jaar wees wat voor lê. Oom Charles ook vir oom. En dan wil ek regtig vra dat ons vir hulle 'n handeklap sal gee. Ons is bevoorreg om so groot groep mense te hê wat daardie mylpaal behaal. Vriende, dan die gemeentenuus. Daar's 'n paar mense vir wie ons moet bid in ons gemeente. Die eerste persoon is of ek wil sommer die paar so bymekaar groepeer. As 'n paar gemeentelede wat as gevolg van hulle hart hierdie week in die hospitaal was, onder andere Renée West wat ook weer terug is by die huis, en dan Groenie Geldenhuys. Groenie is vanoggend ook hier saam met ons in die diens. Groenie, is wonderlik om jou uit die hospitaal uit te sien. Dan MC van Deventer is tans in Kuilsrivier se hospitaal. En dan Anita Jonas, wat ook klompie jare vir ons in die koor gesing het, is tans in Panorama. Mag ons regtig vir elkeen van hulle bid, dat die Here in hierdie tyd hulle ook sal bystaan en sal dra. Dan was Albert Maree vir 'n skoueroperasie, maar ek weet hy sterk ook aan by die huis. Dan was Andre Penderas ook vinnig in die hospitaal met klierkoors, maar hy was amper op pad huis toe ek by hom 'n draai gemaak het. Dan wil ek vra dat ons sal bid vir Ronel Trigard wat ook 'n slegte gesondheidsnuus gekry het. Mag ons haar ook in hierdie tyd aan die Here opdra. Dan gaan ek vra dat ons onderskeidelik ook bid vir die Oosthuizen gesin en die De Klerk gesin wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Tannie Marita se roudiens is die 15de en oom Bernard se roudiens is die 23ste Julie. Mag ons regtig vir hierdie families ook in hierdie tyd intree, waar hulle deur hierdie tyd van verlies gaan. Dan was oom Petrus, ek ken sy volle name, oom Petrus Burger was 'n tydjie in die hospitaal gewees
en hy het nou ook deur 'n moeilike tyd gegaan toe hy terug is in Dekuilen. Mag ons regtig vir oom Petrus ook in hierdie tyd bid waar hy aansterk by huis Dekuilen. Vriende, ons het die voorreg om as gelowiges wat deel is van 'n liggaam, saam met die ander lede van die liggaam te lei wanneer hulle deur moeilike tye gaan. Mag ons regtig met hierdie groot lys van mense wat op hierdie oomblik deur swaar tye gaan, mag ons saam met hulle voel en ook saam met hulle bid dat die Here sal uitkoms gee en dat hy vir hulle sal opdaag op 'n manier wat net hy kan. Terwyl ons so die bewus is van die Here, gaan ek vir ons die Christuskers aansteek as teken daarvan dat die Here die een is wat hier is, dat hy ons genooi het om hier in sy teenwoordigheid te wees. Mag ons ook besef dat dit koninkrykstyd is. Ek gaan later iets meer daaroor sê ook, maar vanoggend se uitstalling help ons om weer diep bewus te word van wat in koninkrykstyd met elkeen van ons behoort te gebeur. Die klere van koninkrykstyd is groen en wit, en dan is daar 'n paar simbole, en onder andere ook die vis. Nou, ons ken die teken van die vis almal as 'n teken van gelowiges, en mag ons regtig beleef dat die Here elkeen van ons sy volgelinge maak, ons roep om ook in die wêreld vissers van mense te gaan wees. Kom ons sit net so, dan steek ek vir ons die Christuskers aan. Vriende, God het ons hier saamgebring. En dit is belangrik dat ons juis besef dat hy die een is wat die leiding neem in die erediens. En dat hy ons saamgeroep het. Die erediens is nie ons skepping nie, maar God wat deur sy woord in ons kom werk. As ons dit besef, mag ons vanoggend ook met die volgende woorde reageer daarop. Ek gaan vir ons voorgaan en vra die eers gemeente ook hierop antwoord. God het ons hier voor hom saamgebring in die naam van Jesus die Christus. En hom wat op die troon sit, hoor die lof en die eer. Mag sy naam geheilig word. Kom. Mag sy wil op aarde geskied soos in die hemel. Hoor die heerlikheid, krag tot aan ewigheid. Amen. Nou kom ons sit net so, dan reageer ons hierop met lied 176, Halleluja, U is koning. Kom ons sing dit 2 keer deur. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees wat in elkeen van ons leef en woon en ons help om anders te leef. Mag julle vandag hoor hoe Jesus vir julle sê, julle is geseënd. Nie omdat julle volmaak is nie, maar omdat julle aan hom behoort.
en omdat julle deel is van sy koninkryk wat hier en nou 'n werklikheid is. Amen. Ek gaan vra dat ons staan en dan die Here loof met lied 214. Here, ons sal U loof, en dan die tweede lied 454, Vader, ons eer U. Kom ons staan dan, loof en prys ons Here. Een van die wonderlike dinge van koninkrykstyd is dat ons stil staan by wat dit beteken om mense van die koninkryk te wees. Dit is ook vanoggend se tema. En om ons 'n klein bietjie daarmee te help, wil ek vra dat ons vanoggend ons geloofsbelijdenis doen saam met 'n video wat ons al 'n vorige keer gekyk het van verskillende mense wat uit verskillende oorde van die lewe die 12 artikels soos ons dit ken, saam bely. Kom ons sit net so en bely dit ook saam met hulle as ons broers en susters in die geloof. Kom ons bely ons geloof in ons drie-enige God. Ek
glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. ons Here, Ons Here. wat ontvang het van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en terwyl hy neergedaal het, Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. van waar hy sal kom om te oordeel, Die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. ek glo in die Heilige Gees, Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons dood, vrede, En 'n ewige lewe. Amen. 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 Mag ons regtig beleef dat ons deel is van iets veel groter as onsself. Ons het verlede week met 'n mini-reeks begin oor die koninkryk van God. Juis omdat dit koninkrykstyd op die oomblik is. Koninkrykstyd is seker die langste of is die langste seisoen in die kerkjaar. En dis juis die tyd waar ons die fokus draai na wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Ons het verlede week stil gestaan by die tema die koning regeer nou. En Onse Vader het ons gehelp om te besef dat ons die koning van die heelal dien. Maar ons moet onsself nie misgis nie. Ons koning is nie ver weg nie en sy koninkryk is nie iets wat net eendag gaan aanbreek nie. Hy is by elkeen van ons op 'n persoonlike manier in ons lewens betrokke. En sy koninkryk het van daardie tyd af begin aanbreek en is nog steeds besig om aan te breek totdat dit volledig sal aanbreek. Sy koninkryk is hier en nou. En wanneer Jesus ons dan leer laat u koninkryk kom deur die Onse Vader, dan is dit nie 'n neutrale gebed nie. Dis 'n transformerende uitnodiging. Jy bid nie net Here doen iets in die wêreld nie. Jy bid ook Here begin by my hier en nou. Hierdie gebed vra ook 'n oop hart, het ons mekaar gesê. En dis 'n manier om te erken dat ons eie wil nie altyd saamstem of in lyn is met God se nie. En dat ons bereid is om ons harte en ons lewens aan hom te onderwerp. Ons het gehoor dat om Jesus te volg is 'n lewenswyse. Om daardie gebed te bid is 'n daaglikse oorgawe. Dis 'n innerlike besluit om nie net in Jesus te glo nie, maar om hom te volg as ons koning. En wanneer jy dan bid, laat u koninkryk kom, vra jy die Here om jou 'n aktiewe deelnemer te maak in die vestiging van sy koninkryk hier in ons wêreld. Vanoggend gaan ons kyk na hoe lyk die mense van die koninkryk? Hoe leef hulle of hoe is hulle veronderstel om te leef? In Jesus se oë is die mense van die koninkryk totaal anders as die res van die mensdom. En hy help ons juist daarmee in Matteus 5 vers 1 tot 12. Dit is ook 'n bekende gedeelte. Ons ken dit as die begin van die bergrede of die saligspreuke soos dit bekend staan. Ek gaan vra dat ons daarin blaai en dan gaan ek vir die Here vra om dit vir ons oop te breek voordat ek vir ons Matteus 5 vers 1 tot 12 lees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het om hier in u teenwoordigheid saam te wees. Dankie Here dat ons die voorreg het om deel te wees van u kerk, van u liggaam. Dat ons broers en susters van mekaar is
omdat U ons aan mekaar vasbind. Maar meer is dit, Here, dankie dat ons deel is van iets groter. Van 'n geloofsgemeenskap wat in elke hoek van die wêreld 'n vatplek het. Dankie dat ons geloof kan bely saam met soveel ander gelowiges. Ek wil vanoggend bid en vra, Here, as U hierdie gedeelte vir ons oopbreek, mag U ons harte oopmaak om dit te ontvang. Mag U dit in ons harte ook inskryf. En ons help om werklik as U volgelinge te gaan leef in die wêreld daar buite. Ek bid dit hier in Jesus se naam. Amen. Matteus 5 vanaf vers 1 af. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Net tot sover. Vriende, as iemand jou vra, wat maak 'n mens geseënd? Wat antwoord jy? Ek dink baie van ons antwoord met iets soos wat mens geseënd maak is sukses of goeie gesondheid of 'n veilige huis, kinders wat floreer of 'n goeie pensioen. Dis vir die wêreld gereeld vir ons sê, jy is geseënd as jy bo uitkom, as dit goed gaan met jou, as dinge rondom jou goed lyk, of as jy vooruit boer. Maar dan kom Jesus en hy keer alles onderste bo. Matteus 5, aan die begin van Jesus se eerste groot preek, begin hy met 'n radikale uitspraak en verklaring, met 9 seënbede. Geseënd is die afhanklikes, geseënd is die wat treur, geseënd is die sagmoediges. Hy beskryf 'n totaal ander soort mens. Mense wat nie noodwendig in beheer is nie, maar wat afhanklik is van God. Mense wat anders dink en anders leef. En dan sê hy, dit is die mense van God se koninkryk. In 'n wêreld wat sukses, mag, selfvertroue en onafhanklikheid prys, klink hierdie woorde van Jesus soos 'n vreemde taal. Jesus sê, geseënd is die afhanklikes, nie die selfversekerdes nie. Geseënd is die wat treur, nie die oppervlakkige gelukkiges nie. Die sagmoediges, nie die aggressiewe of lydrigtiges nie. Die wat honger en dors na geregtigheid, nie die wat alles reeds het nie. Die barmhartiges, nie die hardes en veroordelendes nie. Die wat rein van hart is, nie die skynheiliges nie. Die vredemakers en nie die konflikstokers nie. Die vervolgdes ter wille van die geregtigheid, nie die suksesvolste nie. Dis die omgekeerde van alles wat die wêreld sê belangrik is. Hierdie mense is nie mense wat bo aan die sosiale leer is nie. Hulle is die nederiges, die kwesbares, die stilles in 'n lawaaierige wêreld. En tog sê Jesus, hulle is die mense van die koninkryk.
Dit daag die kultuur van Jesus se tyd, maar meer as dit daag ook ons tyd se kultuur uit. En ek dink, dit is ook belangrik dat ons hier vir mekaar sê, dat Jesus die bergrede nie begin met 'n lys opdragte nie. Hierdie is nie goed wat Jesus van ons verwag as 'n aftik boksie nie. Hierdie is 'n beskrywing van mense wat reeds aan God behoort. Nie op grond van hulle prestasie nie, maar op grond van hulle afhanklikheid. Hierdie saligspreuke, soos ons dit ken, is nie 'n morele of etiese ideaal nie. Dit is eintlik 'n portret van mense wat al reeds die nuwe lewe leef wat God vir hulle gegee het. Mense wat in die koninkryk van God begin leef het. Hy sê, dis hulle wat geseënd is. Dis hulle wat in die guns van God leef en deel het aan sy koninkryk. Hierdie gedeelte word vooraf gegaan in Matteus 4 vers 17, wanneer Jesus aankondig, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Met ander woorde, die koninkryk is reeds besig om deur te breek in die wêreld, deur Jesus se teenwoordigheid. Maar is ook nog nie volledig hier nie. Dis eintlik die kreatiewe spanning waarin ons as gelowiges leef, die alreeds en die nog nie. En is in hierdie konteks wat die saligspreuke amper soos 'n manifesto na vore kom. Hier is hoe die mense van daardie nuwe wêreld en daardie nuwe koninkryk leef. Hulle leef nou al volgens waardes wat nie van hierdie wêreld afkom nie. Waardes wat reg uit die koninkryk van God kom. En daarom is hulle geseënd. Nie omdat hulle alles reg het of alles agter mekaar het nie, maar omdat God hulle genadig is en deur sy teenwoordigheid in hulle werk, selfs wanneer hulle swak is. Vriende, as ons hier hoor dat Jesus sê, geseënd is die, en watter woorde nou ook, het ons met 'n ander soort seën te doen. Die Griekse woord vir geseënd is die woord makarios, en dit beteken diep vreugde, of volheid van lewe, of innerlike geluk. Maar is nie gebaseer op omstandighede nie. Hierdie seën het nie te doen met gemak of voorspoed nie. Hierdie seën is die seën van God se teenwoordigheid en sy guns, selfs te midde van moeilike omstandighede. Jesus sê nie, geseënd is die wat alles reg kry, of alles agter mekaar het, of alles al bereik het nie. Hy sê, geseënd is die wat nederig is. Geseënd is die wat afhanklik is van God, wat vrede maak en wat reg laat geskied, selfs al kos dit hulle ook iets. Dis 'n koninkryk wat van binne af werk, waar die hart belangriker is as status, waar karakter meer tel as sukses. En dit bring ons weer by die vraag uit, wie is die regte burgers van God se koninkryk? Hoe lyk hulle? Hoe leef hulle? As ons na die saligspreuke kyk, dan sien ons 'n duidelike patroon. Die mense van die koninkryk word nie geken aan hulle besittings of hulle krag of hulle invloed nie, maar in hulle karakter. Die mense van die koninkryk is anders. Die saligspreuke begin elke keer met 'n verbasende kombinasie van kontraste. Mense wat gewoonlik nie as geseënd beskou is nie, word hier juis geprys. Mense wat klein voel, mense wat ly, mense wat vredemakers is, mense wat nie die manier van die wêreld volg nie. Hulle is geseënd. Die afhanklik is, mense wat weet dat hulle God nodig het. Die wat treur, mense wat eerlik is oor hulle verlies en hulle gebrokenheid. Die sagmoedig is, mense wat nie geweld kies nie, maar sag en ferm optree. Die honger is na geregtigheid, mense wat uitsien na reg en geregtigheid.
selfs al dryf dit teen hulle eie belang ook in. Dit is nie maklik om so te leef nie. Maar ons weet, as ons na die Bybelse verhaal kyk, dat dit vrugbaar is. Die mense van die koninkryk is mense wat deur God se gees gevorm word. Hulle dra lig. Nie omdat hulle perfek is nie, maar omdat hulle afhanklik is van God. Die mense van die koninkryk is nie superheiliges nie. Hulle is gewonde mense wat genade ontvang het. En hulle leef in teenstelling met die wêreld se waardes. Want hulle hoop is gevestig in 'n ander koning. Hulle hoop is gevestig in 'n ander koninkryk. In die gedeelte direk na hierdie gedeelte wat ons net gelees het, in vers 13 tot 16, sê Jesus, koninkryksmense is sout van die aarde en lig vir die wêreld. En daardeur probeer hy wys hoe koninkryksmense 'n transformerende, 'n veranderende teenwoordigheid in hierdie wêreld is. Maar hierdie sout en lig vloei nie uit hulle eie krag uit nie. Dit vloei uit die feit dat Jesus in hulle leef en die Gees in hulle werk. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê Paulus, my genade is vir jou genoeg, dit sê God self, want my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Die wat hulle eie krag opgee en op God staat maak, begin werklik sterk en geseënd wees en leef, want hulle is oop vir dit wat God in hulle harte kom doen. Dit is belangrik om te sien, vriende, hierdie seën beteken nie dat jy nie swaar kry sal beleef nie. Inteendeel, die laaste deel van die saligsprekinge sê, geseënd is die wat vervolg word. Om in die koninkryk te leef, beteken dat jy ergens ook met die wêreld gaan bots. Maar jy dra in jou die vrede en die vreugde van God self. En dis die ware seën wat ons elkeen kan beleef. Jesus sê dan ook dat daar 'n koste daaraan is om anders te wees. Daar's 'n koste daaraan om as mense van die koninkryk te leef. Om anders te wees is nie opsioneel vir die mense van die koninkryk nie. Dis juis ons identiteit. Ons behoort aan 'n ander koning, een wat 'n kroon van dorings gedra het, voordat hy met heerlikheid gekroon is. Vriende, hierdie woorde is nie 'n ideaal vir geestelike reëse nie. Dis 'n roeping aan elkeen van ons. Aan elkeen van ons wat onder die heerskappy en koningskap van Jesus wil leef. En die goeie nuus is, jy hoef dit nie op jou eie reg te kry nie. Want God het sy Gees in elkeen van ons uitgestort. Hy is die een wat ons meer en meer vorm na Jesus se karakter. Die koninkryk begin hier en nou, in elkeen van ons se harte. Jesus het nie met wette en bevele begin nie. Hy het met mense begin, met hulle karakter, met 'n nuwe manier van leef en 'n nuwe manier van dink. Die mense van die koninkryk lyk anders, nie omdat hulle probeer goed wees nie, maar omdat hulle oorgegee het aan hulle koning. Vriende, hierdie gedeelte nooi ons uit. Dit sê eintlik vir ons, word wat jy reeds is. Die saligspreuke is nie 'n program vir verbetering nie. Dis nie 'n te doen lysie nie. Dis 'n beskrywing van 'n nuwe mens wees. Dis 'n uitnodiging om juis daarin te groei. En die goeie nuus is, jy hoef nie so te wees om deur God aanvaar te word om sy volgeling te wees nie. Jy is reeds aanvaar. En daarom kan jy so word. Deur die genade van God en die Gees wat in jou werk, word jy al hoe meer gevorm na Jesus se beeld, om 'n koninkryk mens te wees. 'n anders denkende persoon,
wat diep geseënd is. Vriende, mense van die koninkryk is so sout en lig. Hulle gee smaak en hulle bring lig, nie deur hulle eie mag nie, maar deur 'n lewe wat 'n karakter het. 'n Lewe wat getuig van God se teenwoordigheid en God se koninkryk. Jou kring, daar waar jy leef, jou leefwêreld en die wêreld om ons, het nie nog mense nodig wat soos almal anders is nie. Dit het mense nodig wat anders dink en anders leef. Koninkryksmense, mense soos jy. Mag jy in 'n wêreld wat raserig is, een wees wat stil genoeg is om God se stem te hoor. In 'n wêreld wat selfbevordering vooropstel. Mag jy 'n persoon wees wat sagmoedig dien. In 'n wêreld vol onreg, mag jy 'n koninkryksmens wees wat honger en dors na geregtigheid. In 'n wêreld van verdeeldheid, mag jy een wees wat vrede maak. In 'n wêreld vol vrees, mag jy 'n persoon wees wat met dapperheid liefhet. Want jy is geseënd. Nie omdat die wêreld jou prys nie, maar omdat God jou koning is. Vriende, mag jy werklik kies om as 'n koninkryksmens in jou leefwêreld te gaan leef. Amen. Here, vanoggend wil ek vir U dankie sê dat ons in Matteus 5 hierdie seënbede kon hoor. Dankie Here dat dit nie 'n opdrag of bevele of wette of 'n te-doen-lysie is nie. Maar dat dit 'n portret is van hoe koninkryksmense werklik lyk. Dankie Here dat U elkeen van ons roep om anders te kom leef, anders te dink, anders te doen, anders op te tree. Juis omdat ons aan U behoort. Dankie Here dat U nie wag vir ons om dit reg te kry of om alles agter mekaar te hê nie, maar dat U ons uitnooi om juis nou op so 'n manier te begin leef, anders as die wêreld, met 'n ander stel waardes. Om juis daardie seën te beleef van wat dit beteken om onder 'n ander heerskappy te leef. Mag U ons help, Here, om elke dag en in elke situasie te besef dat U ons koning is. En dat dit op 'n manier ons anders laat dink, anders laat leef, anders laat doen. Omdat ons juis weet dat ons van U afhanklik is. Ja, Here, mag U ons help om as koninkryksmense te gaan leef, daar waar ons woon en werk. Elke dag. Verreg wat ek vra, Here, dat U ons deur die Gees sal bemagtig en toerus en moed gee, om dit met oorgawe te gaan doen. Ek bid dit hier in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan vra dat ons staan en dan afsluit met lied 284, laat Heer U vrede deur my vloei. Omdat dit nog vakansie is die kollekte by die deure. Kom ons staan en sluit af.
ontvang die seën van die Here wat jou geseën het en wat jou geroep het om juis anders te gaan leef hier en nou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Mag julle nou gaan leef as mense van die Koninkryk. Amen.